Is ingeskakel op Impak. Wetenskaplikes maan dat 'n reuse asteroïde die aarde moontlik 2032 kan tref. Maar daar is gebeurlikheidsplanne daar gestel. Volgens Great Britain's News kanaal GBN sal die impak van die asteroïde, indien dit die aarde sou tref, verrykende gevolge hê. Volgens NASA sal die impak 'n 150 keer groter impak hê as die atoombom. Maar die asteroïde, bekend as 2024 of 2024 IR4, word fyn dopgehou deur wetenskaplikes en is darm tans nie 'n bedreiging nie. Maar vir meer hieroor praat ek met die ruimtefisikus Dr. Roan Steyn, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika by die NWU. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. Ek hoor hierdie saak is besig om nog steeds te ontwikkel soos wat ons hier praat. Ja, inderdaad, jy is heeltemal reg. So hierdie asteroïde is ontdek of vir die eerste keer geobserveer in 2024 en dit is hoekom hy daai verbeeldinglose naam het wat jy nou net moes uitspreek. en ons NASA is besig om seker te maak wat die traject is daarvan. En hy moet nou vir 'n hele rukkie dopgehou word. So wanneer 'n mens hulle hou hom nou al dop vir 'n rukkie. En dit beteken 'n mens kan voorspellings maak. En die voorspelling het gewys dat daar is wel 'n 2% kans dat hierdie asteroïde wel teen die aarde kan bots in 2032. Wat ek dink wat nou opslag gemaak het in die media is die feit dat daai waarskynlikheid het verdubbel die afgelope week. So hoe meer ons hom dophou, hoe meer inligting ons kry, hoe meer mense die traject ekstrapoleer, sien ons dat daar nou nie 'n 1% kans is nie, maar wel 'n 2%. Ek dink 'n mens moet ook daarom net sê dat dit beteken dat daar is 'n 98% kans dat hy nie die aarde tref nie. Ja, kyk, 2% is daarom nog 2%, maar dit is 'n kans dat dit wel kan gebeur. Ja, en wat dit eintlik maar 'n bietjie meer van 'n risiko is as gevolg van sy grootte. Daar is heelwat asteroïdes wat gevolg word en geobserveer word, maar hulle is so klein dat dit nie regtig vir ons enige probleem gaan veroorsaak nie. So daar's ander asteroïdes wat ons weet 'n 100% kans is wat bots met die aarde, maar hulle is so klein hulle gaan net opbrand in die atmosfeer. So daar word nie eens gerapporteer nie. Wat hierdie interessant maak is dat dit is 'n 2% kans, maar hy is 40 meter breed en natuurlik 'n hele paar ton swaar. So dit beteken dat as so 'n asteroïde dan nou op 'n traject is wat 'n impak sal maak met die aarde, sal dit natuurlik 'n groot katastrofe wees. Wetenskaplikes het dit blykbaar so net na Kersfees of voor Kersfees verlede jaar vir die eerste keer raak gesien. Dit is nou in Chili met 'n teleskoop, maar nou sê jy vir my, nee, hierdie asteroïde het moontlik al vroeër sy verskyning gemaak. Ja, jy is heeltemal reg, Estie. So wat interessant is, die nuutste bulletin wat uitgegaan het vandag, het daarop gewys dat daar is 'n groot moontlikheid dat ons hierdie asteroïde al in 2018 waargeneem het. Maar hy was ver genoeg gewees dat dit nie vir ons enigstens 'n probleem was nie. Daar was geen risiko nie, so hy val daarom nou heel van die prioriteitslys af. En daar's geweldige ooreenkomste met 2018 se verbyvlieg en hierdie spesifiek een se verbyvlieg, dat daar 'n baie groot kans is dat dit eintlik dieselfde een is. Wat nou interessant is, ST, is dat ons gaan hierdie asteroïde observeer tot en met Mei maand hierdie jaar. Wat beteken en al die teleskope word spesifiek geproduseer om al die inligting in die hande te kry van hierdie asteroïde, moontlik van die traject. Wat ook dan interessant is dat in 2028 gaan hy weer verbykom. Nou daar is 'n 0% kans dat hy in 2028 die aarde sal bots met die aarde, maar daai gee vir ons 'n baie goeie venstertydperk om nog meer hierdie asteroïde dop te hou, waar te neem, inligting in te samel en dan die sommetjies weer oor te doen om te sien of dit wel 'n probleem gaan wees in 2032. Goed, hulle sê hulle hou veral die asteroïde nou dop in Mei maand tot en met Mei maand om hierdie traject te volg en te bepaal of dit werklik vir ons 'n gevaar inhou. Waarom het ons hierdie amper sal ek sê venstertydperk? Hierdie venstertydperk, dit is maar 'n ding wat 40 meter breed is. Daar's geen lig wat regtig op hom skyn nie behalwe die son. So dis baie moeilik om hom te sien. Ja. En hoe verder weg hy beweeg, hoe moeiliker raak dit om waar te neem. Dit is ook nou van so 'n aard dat hy agter die son gaan inbeweeg van ons perspektief af nou. So dan raak dit nog moeiliker want dan moet ons die teleskope in die rigting van die son sit en dit raak net nog moeiliker om dan te sien. Maar aangaande die planne wat ons kan maak om dit te keer,
Ons het so 'n paar jaar terug het ons verslag gelewer oor die DART projek van NASA. Wat spesifiek gekyk het is dit moontlik om die traject van 'n asteroïde te verander as ons 'n ruimtetuig bou en net dit in die ruimtetuig vasbots om te kyk of mens die traject kan verander. En dit was heel suksesvol geweest. Dit is nie iets wat 'n mens net ligtelik moet doen nie. In 2028 dink ek gaan daar nog meer inligting op die tafel wees om te sê as dit regtig nodig het ons dit moet doen. Want as die samelewing besluit dat dit is iets wat moet gedoen word, dan wil 'n mens graag daai traject gaan verander baie ver van die aarde af, baie ver. Vir ingeval dit dalk nie werk nie, want die groot probleem met om 'n asteroïde op te blaas, op watter manier om hom vas te bots, is dat op in een scenario het mens een asteroïde wat afbuil op die aarde. Nou dit kan gebeur dat as jy in hom vasbots en hy breek in 5 dele op, nou het jy 5 asteroïdes wat op die aarde afbuil. Goed. So mense moet daai sommetjies met baie mooi gemaak word, versigtig gemaak word met baie inligting op die tafel. Maar dit is iets wat ons in ons agtersak het en as 'n mens dit sal wil doen, dan wil jy dit eintlik in 2028 dalk al doen, lank voor daai 2032 datum. Nou wil ek net weet, wat van die asteroïdes wat ons nie sien nie, wat ons nie waarneem met die teleskope en so kan volg met hulle traject nie? In die eerste plek, ek dink as ons hulle nie kan sien nie, is hulle hopelik klein genoeg dat ons nie oor hulle hoef te bekommer nie. As hulle groot genoeg is om katastrofes te veroorsaak en ons kan hulle nie sien nie, dan is dit nie eens nodig om daaroor te gesels nie. Wel, vir nou is dit goeie nuus. Ons is uitgevaar uit en die kans is baie klein. Inderdaad, daar's 'n 98% kans dat dit nie gebeur nie. Want dit is 'n storie wat gereeld in die media is, 'n moontlike asteroïde wat die aarde kan tref en so. So, wanneer moet ons bekommerd wees en wanneer moet ons aandag skenk daaraan? Ek dink in hierdie geval word daar wel aandag gegee daaraan en is daar gebeurlikheidsplanne. So, Inderdaad. Niemand hoef nou bekommerd te wees. Glad nie. En ek dink laastens net in slotte, NASA het 'n hele departement wat net hierop fokus, wat net asteroïdes dophou, opspoor, met 'n hele netwerk van reg oor die wêreld. En dis hulle werk om seker te maak wat gebeur waar, wanneer en hoe. En dit is juis waarom hulle bestaan, sodat 'n mens hierdie goeters kan optel lank voor die tyd. So jy kan rustig slaap. Inderdaad. Dit is Dr. Roan Steyn, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit.